Ons teks vandag is uit 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Dit is een van daardie verse wat eenvoudig klink, maar hoe dieper jy daarmee sit, hoe meer daag het elke deel van ons lewens uit. Paulus sê, wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Nie net die groot geestelike oomblikke nie, nie net kerk op Sondag, wat jy ook al doen. Let op hoe prakties Paulus begin. Of julle eet en of julle drink. Eet en drink is alledaagse gewone aktiwiteit. Niemand plaas daardie oomblikke as geestelike hoogtepunte, tensy dit 'n regte goeie eet. Tog kies Paul doelbewus om die mees basiese menslike dade sy punt te maak om te bewys. As selfs eet en drink tot God se eer gedien kan word, dan is niks in ons lewens te klein, te gewoon of te onbeduidend om vir God saak te maak. Baie van ons verdeel die lewe in kompartemente. Daar is die God deel, die kerk, gebed en Bybel lees. En dan is daar die res. Werk, huishoudelike take, gesinsverantwoordelikhede, finansies, stokperdjies en stres. Maar Paulus laat daardie skeiding ineenstort. Hy sê daar is geen geestelike lewe en geen normale lewe nie. Daar is net lewe wat voor God geleef word. Om vir God se heerlikheid te leef beteken nie op ons loop rond en haal die hele dag skrif aan of maak elke gesprek 'n preek nie. Dit beteken dat ons houding, motiewe en keuses weerspieël wie God is. By die werk beteken dit om jou werk met integriteit te doen, selfs wanneer niemand kyk nie. By die huis beteken dit om jou eggenoot, kinders en gesin met geduld en vriendelikheid te behandel, selfs wanneer jy moeg is. In die openbaar beteken dit hoe jy praat, hoe jy bestuur, hoe jy vreemdelinge behandel en hoe jy reageer wanneer dinge nie na jou sin verloop. Die heerlikheid van God is nie iets wat ons later by die lewe voeg. Dis iets wat ons in elke oomblik inbring. Is so, nou maak konteks saak. In 1 Korintiërs 10 spreek Paulus kwessies rondom vryheid aan. Wat Christene mag eet, drink of waaraan hulle mag deelneem. Sy boodskap is dit: net omdat jy iets kan doen, beteken nie jy moet dit doen. Die leidende vraag is nie, is dit toegelaat nie, maar eerlik. Eerder verheerlik dit God. Daardie vraag kan ongemaklik wees, want dit dwing ons om rustig te raak en te reflekteer. Word God verheerlik deur die manier waarop ek praat? Word God verheerlik deur die manier waarop ek my geld bestuur? Word God verheerlik deur die manier waarop ek op konflik reageer? Word God verheerlik deur my sosiale media aktiwiteite? Word God verheerlik deur die manier waarop ek ontspan? Om vir God se heerlikheid te leef, gaan nie oor volmaaktheid nie. Dit gaan oor rigting. Dit gaan daaroor om voortdurend ons harte na hom toe te draai en te vra: Here, hoe kan hierdie oomblik U weerspieël? En hier is die goeie nuus. Wanneer ons so leef, word gewone lewe heilig. Werk word aanbidding. Om ander te dien, word 'n daad van lof. Selfs rus word heilig wanneer ek met dankbaarheid ontvang word, eerder as met skuld. Skielik is God nie meer beperk tot 'n gebou of 'n skedule nie. Hy is teenwoordig in kombuise, kantore, werkswinkels, tuine, klaskamers en stil oomblikke alleen. Jesus het so perfek geleef. Elke woord wat hy gespreek het, elke aksie wat hy geneem het, elke oomblik van gehoorsaamheid was tot eer van die Vader. En deur hom word ons genooi tot dieselfde lewenswyse. Nie deur ons krag nie, maar deur sy gees wat in ons werk. So miskien is die versoek vandag eenvoudig. Moenie mik vir dramatiese verandering nie. Begin klein. Wanneer jy eet, sê dankie. Wanneer jy werk, doen dit eerlik. Wanneer jy praat, kies woorde wat opbou.
wanneer jy besluite neem, stop en vra, sal dit eer aan God bring. Want wanneer ons lewens na hom wys, wanneer selfs die kleinste oomblikke sy goedheid weerspieël, word God verheerlik. En dit volgens die skrif is waarvoor ons geskep is. Amen.